Goeiemôre broers en susters en baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Dit is en bly altyd 'n besondere voorreg om saam die Here te mag loof en prys en saam hom te mag dien. En mag dit vanoggend ook so wees. Mag ons groei in ons geloof en mag die Here verheerlik word. Net die volgende afkondigings aan die kant van die kerk af. Ons wens vir Romagen Kuhn geluk met sy verjaarsdag op die 1 Mei. Mag dit ook 'n wonderlike dag wees en mag die Here hom ook seën. En dan volgende Sondag is voorbereiding vir die nagmaal en dan die Sondag daarop weer vir die 10de Mei gaan ons nagmaal vier. Ons kan dit ook afkondig dat die gewone nagmaalete gaan 'n bietjie meer van 'n spesiale geleentheid wees. Ons gaan daar op by 3/4 Blou, daar by Meyer Tannie Grinale, Meyer Grinale by mekaar kom en afskeid neem van my. So dit is dan 'n geleentheid waar daar ook 'n afskeid gaan wees, maar dit is ook ons nagmaalete na die nagmaal. Dan die kollektes onder die diens van vir barmhartigheid en vir die volhouding van die bediening. En die kollektes by die deure gaan vir die teologiese studente kas. En volgende week skink Lisa en Matilda tee. Nou, daar is nog 'n paar afkondigings broers en susters. Die eerste een is dat ons vir broer Pieter Skutte voorhou, die approbasie voorhou vir ouderling. Hierdie is dan die eerste keer wat ons dit afkondig. En dit moet 3 keer afgekondig word. So ons hou hom ter approbasie voor vir ouderling. En dan die komitee wat gaan by mekaar kom om navorsing te doen, om voorstelle te bespreek oor moontlike ander kandidate om te beroep na die gemeente toe, moontlike kandidate om te beroep na die gemeente toe, gaan nou na die erediens vergader. So, u is nog baie welkom om vir my of vir my voorstelle te gee vir name van predikante wat ons moontlik kan beroep na die gemeente toe, dan gaan die komitee vergader. Nou, indien die komitee dit so goed vind om 'n voorstel aan die kerkraad te maak, die kerkraad is almal op die komitee saam met 'n paar ander lidmate, dan kan die kerkraad vanmiddag ook 'n besluit neem. Indien die komitee dit so sou vind en indien die kerkraad dit so sou vind. Ons sal u op hoogte hou hiervan op die WhatsApp groep, maar ons gaan vanmiddag, nie vanmiddag nie, nou na die erediens vanoggend, die gesprekke begin om kandidate te oorweeg en die proses vir die pad vorentoe te oorweeg. Maar as daar 'n duidelike pad vorentoe blyk, dan kan ons vanmiddag die besluit neem, sal jy almal op hoogte hou. Dit is dan al die afkondigings aan die kant van die kerkraad af. Ons gaan dan nou hartlik vooraf saam sing, lied 421, vers 2 en vers 3. In vanoggend se woordverkondiging gaan ons spesifiek daarop fokus dat ons sonde moet besef voor die Here. En werklik opreg berou moet hê oor ons sonde voor die Here. Dis 'n noodsaaklike deel van ons bekering. Maar wanneer ons dan ons sonde voor die Here besef en besef hoe afhanklik ons van hom is, en besef dat hy ons uit genade uitred, dan gaan dit oor tot vreugde. So, u kan gerus oplet na al hierdie temas wanneer ons saam sing, na skuldbelydenis, na die Here wat ons ken, na ons wat oor ons sonde treur, maar ook ons wat uitreik en uitroep en gryp na ons Here Jesus Christus, ons verlosser, wat ons juist van die sonde verlos en ons daarin vreugde vind. So met dit alles gesê en met dit in ag geneem, sing ons saam lied 241, vers 2 en 3, hartlik vooraf saam. Thank you.
een afkondiging onder die van leed, waarvan ek vergeet het, en dan het ek ook goed gedink om die proses van 'n predikantberoep, daar kan nie almal te bietjie beter te verduidelik, en dat jy almal weet waartoe ons moontlik kan gaan. So die eerste afkondiging wat ek van vergeet het, oor lief en leed, is dat ons is dankbaar, maar ook het ook groot mededeling saam met Marie Rothman en die hele Rothman gesin. Sy is vroeër deur iemand aangeval, terwyl sy gestap of gedraf het met 'n mes, en sy is toe hospitaal toe, maar gelukkig vandag word sy ontslaan en sy voel baie beter, en dit gaan eintlik met haar baie goed, maar ons dink aan hulle ook in ons gebede. En dan, net om nie almal te verduidelik hoe die beroepsproses werk binne die gereformeerde kerk. So, die kerkraad is neem die leiding in hierdie geval. Dis die kerkraad wat moet besluite neem. Maar in alle gevalle word die gemeente ook in ag geneem, of die gemeente se stem tel ook. So die kerkraad maak die besluite, maar 'n kerkraad kan nooit 'n predikant of iemand afdwing op die gemeente nie. Dis dieselfde met ouderlinge en diakens en so. Dis die rede hoekom byvoorbeeld Pieter nou ter approbasie voorgehou word. Wat dit beteken is, daar is dan nou 3 weke waarin enige iemand 'n geldige klagte kan maak vir hoekom Pieter nie 'n ouderling kan wees nie, byvoorbeeld. Nou dit werk dieselfde met predikante. Nou, wanneer 'n kerkraad besluit om 'n nuwe predikant te beroep, is daar grootliks 2 opsies wat gevolg kan word. Die een opsie is dat die kerkraad na vore kom met 2 of 3, of partykeer selfs 4 name, en dan met die gemeente stem, en dis hoe die gemeente se stem dan tel in hierdie saal. So, daar kan volgende Sondag die komitee dit so besluit, eerder die kerkraad dit so besluit, 'n tweetal voorgehou word. 'n Ander opsie wat kan gebeur, is dat as daar net een naam tevoorskyn kom, dan kan die predikant ter approbasie voorgehou word, ook vir 3 weke, net soos in die geval van 'n ouderling en 'n diaken. Dit werk dieselfde, net vir interessantheid, met die beroep van 'n ouderling en 'n diaken. Dis moontlik dat daar 2 of 3 name kan voorgehou word vir 'n ouderling of 'n diaken, dan moet die gemeente ook stem. So die beginsel is dat die kerkraad neem die leiding, maar die gemeente moet dit sê, word saamgevat. So jy kan oplet dat of die kerkraad besluit om nie nou te beroep nie, of om 1 predikant ter approbasie voor te hou, of om 2 of meer predikante oor te stem, moontlik volgende Sondag of die Sondag daarna. Dit hang alles af van wat die kerkraad besluit. Net ook vir duidelikheid, dit is nog algemeen gebruik om 'n komitee op te stel, dis wat ons ook gedoen het, om navorsing te doen oor predikante, en dan kan die komitee voorstelle maak in die kerkraad. Maar op die einde van die dag is die kerkraad wat besluit. So, hoe dit uitgewerk het hierdie keer is eintlik interessant. Die komitee bestaan uit die kerkraad uit, en 'n paar ander lidmate wat ervaring het in die beroep van predikante, en wat ook 'n rol speel in die nuwe beroep. So ek hoop dit is duidelik vir almal wat nou gebeur het, en wat hier gebeur het, en wat vanmiddag gaan gebeur, en ons vra ook vir die voorbeding. Daar kan vanmiddag baie ingrypende besluite gemaak word, en ons vra vir die leiding van die Here, deur die krag van die Heilige Gees ook in hierdie tyd. Ons sê vir u ook baie dankie, vir al die ondersteuning en die gebede en die voorstelle wat deurgekom het. Dankie, ekskuus, ek het net gevoel dis nodig om al hierdie inligting deur te gee. Ons gaan nou verder voorop saam sing, lied 233, ons sing, dit is net 1 vers, lied 233, en ons sing dit vooraf hartlik saam. Song
slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ontvang ook met die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons kan nou nie anders as die Here beloof en te prys nie. En ons gaan dit nou saam doen, deur saam te sing in lied 231, waar ons in besonder sing van die Here se heiligheid, sy grootheid en hom daarvoor eer. Maar deel van om jou sonde te besef, is om jouself voor die Here te verootmoedig. Dit is 'n groot woord, en ons doen dit eintlik elke erediens. En wat dit beteken om jouself te verootmoedig is, jy plaas jouself en jy besef jou ware posisie voor die Here, wie jy werklik is voor die Here. Hy is die heilige Here. En ons is sonder mense wat van hom afhanklik is. En ons besef ons is gered deur sy genade. So wanneer ons nou die Here loof en prys vir sy grootheid en sy heiligheid, dan kan ons ook begin daaraan dink dat ons met onsself voor die Here verootmoedig. Ons moet besef wie hy is en wie ons is. Ons sing lied 231 vers 1 tot en met vers 3. Ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Jy kan verstaan.
reeds 'n bietjie gedink oor wat dit beteken om jouself voor die Here te verootmoedig en gesê dat dit is om jouself in die regte posisie voor die Here te plaas. Ons het ook eintlik baie mooi daaroor gesin. Nou, 'n manier om ons te doen in die erediens, elke erediens, is deur saam die wet te lees en saam 'n psalm te sing wat daarby pas, wat gepas is om te sing nadat ons die wet gelees het. So die idee daarvan om die wet te lees elke Sondag is nie net dat dit 'n tradisie is nie. Dit is nie net om maar deur soos die Engelsman sou sê, die emotions te gaan nie. Ons doen dit sodat ons die wet kan leer ken, dat dit deel is van wie ons is, maar ook sodat ons weer opnuut kan besef dat ons voor die wet skuldig staan en dat ons die verlossing van ons Here Jesus Christus nodig het. Nou, baie keer sing ons 'n psalm waar ons net ons sonde bely teenoor die Here. Ander kere sing ons 'n psalm of 'n lied of so waar ons vir die Here vra om ons die krag te gee deur die Heilige Gees om ons te lei op die regte pad, dat ons gehoorsaam is aan die wet, dis wat ons vanoggend gaan doen. Maar elke keer wanneer ons hierdie doen, dit gaan ook uitkom in die woordverkondiging. Moet dit werklik 'n droefheid wees vir jou sonde, 'n hartseer wees vir jou sonde. Besef dat jy teen God vir wie jy lief is gesondig. Maar dit moet nie stop by hierdie bedroefdheid nie. Dit moet oorgaan na 'n roep na Christus toe, 'n uitreik na Christus toe en oorgaan na 'n groot vreugde wat ons het in ons Here Jesus Christus. En dat juist dat ons verlos is. Ons gaan bietjie meer hierby stil staan in die woordverkondiging. Maar wanneer ons nou onsself voor die Here verootmoedig, besef die grootheid van jou sonde, dis wat ons almal moet doen. Besef ook die wonder van jou verlossing. En ervaar die vreugde daarvan dat jy 'n kind van die Here is uit sy genade. Ons gaan nou saam die wet van die Here lees. En ons doen dit uit Exodus 20 uit. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders, selfs tot die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. En die Here sal nie iemand sy naam misbruik nie en gestraf word bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou, die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag by gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal die land bly woon, die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dis die wet van die Here. Ons gaan nou daarop reageer, deur saam te sing, Psalm 25, vers 2 en ook vers 3. Juist 'n psalm waar ons die Here vra om ons te lei op die regte pad, maar in vers 3 vra ons ook vir hom om ons sondes te vergewe. Sing Psalm 25, vers 2 en ook vers 3. Amen.
Ons groot en almagtige Hemelse Vader, ons buig voor U neer in diepe afhanklikheid en in groot nederigheid. Ons loof en prys U heilige naam. U is heilig, heilig, heilig. U is die skepper van alle dinge. U is die een wat vir ons sorg, U is die een wat ons verlos en gered het. U het ons, wat sondaar mense is, wat dit glad nie verdien om U kinders te wees nie, uit genade uit U kinders gemaak. Dat ons nou mag weet, deur dit wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het, dat ons deel is van die volk, burgers is van die koninkryk, lede is van sy liggaam, dat U ons Vader is en ons U kinders. En niks kan dit van ons wegneem nie. En daarin juig ons. Ons sien daarin, ons sien dat U vir ons sorg en alles wat U vir ons doen. Dat ons nou mag asemhaal, dat ons hier mag sit, dat ons warm klere mag aan hê, vir die wonderlike reën wat U vir ons gee, alles getuig van U grootheid en U liefde. Ons prys U naam daarvoor. Mag ons ook werklik altyd besef hê van die erns van ons sonde, waar ons nou die wet gelees het, mag dit nie maar net ons wees wat die tradisie maar net uitleef of die emotions gaan of maar net ietsie doen wat ons maar doen, maar dis wat ons altyd doen nie, maar mag dit werklik wees dat ons die wet lees en dat ons besef ons staan daarvoor skuldig nou nog, dat ons nog steeds elke dag vir die Sondag, voor die Sondag. Ons vra dat U al ons sondes sal vergewe. Dis 'n gebed wat ons so gereeld bid, maar mag ons dit nooit ligtelik bedoel nie. Mag ons werklik die diepte van ons wese uit vir U vra om ons sondes te vergewe, maar met die wete en die troos en die vreugde dat U dit doen deur U Seun, dat Hy nie verniet dood gegaan het nie, dat Hy nie verniet helse pyn en smart ervaar het nie, maar dat Hy dit vir ons gedoen het, dat Hy die dood oorwin het, dat ons ewig lewe het. Mag ons dit werklik glo, mag ons weer vanoggend opnuut tot 'n diepere besef daarvan kom. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend saam met die woord van die Here uitlees uit Psalm 51 uit, maar ons het die voorreg om dit ook te kan sing vir mekaar en tot eer van die Here. So voordat ons uit die woord uit gaan lees, gaan ons eers die Psalm wat ons gaan lees saam sing, Psalm 51. Ons gaan vers 1 en vers 8 sing en dan daarna gaan ons die hele Psalm 51 uit die woord uit lees. Ons sing nou Psalm 51, waarom ons dit saam gaan lees. Amen.
vanoggend, soos ons reeds gesê het, soos ons nou net saam gesing het, is Psalm 51, die Psalm van Dawid, en ek gaan dit vir ons saam lees uit die 33-50 vertaling, juist omdat dit meer direk vertaal is, en daar soveel mooi beelde in hierdie Psalm, digtelike beelde wat ons na gaan kyk. So ek lees dit vir ons saam. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba gegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Help my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd weer voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrys het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil, laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie, die offers van God, 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag, bou die mure van hierdie stem op, dan sal u welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. Ons fokusvers vanoggend is vers 19 en ek lees dit vir ons weer saam. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal u, o God, nie verag nie. Dit is die woord van die Here. Broers en susters, ons lewe in 'n samelewing waar niemand ooit aangemoedig word om op enige manier oor enigiets regtig sleg te voel nie. Ons lewe in 'n wêreld, in 'n kerklike wêreld, waar daar nie regtig gepreek word oor sonde nie, en oor dat jy moet hartseer wees oor jou sonde, moet bedroef wees oor jou sonde. En dit lei daartoe dat ons as Christene baie maklik 'n kerndeel van bekering heeltemal kan mis. Om te bekeer is 'n baie belangrike deel van wat dit is om Christen te wees. Dis iets wat ons as Christene elke dag moet doen. Maar wat beteken dit om te bekeer? Die Griekse woord wat gebruik word om vir die woord bekeer, ons vertaal met die woord bekeer, beteken om jou gedagtes te verander. Maar wanneer ons kyk na hoe die woord gebruik word, en dan kyk na hoe dit in die Ou Testament beskryf word, dan is bekering meer as net om jou gedagtes te verander, dis om jouself heeltemal te verander in jou binneste. As die profete van die Ou Testament die volk oproep om te bekeer, sê hulle keer op keer, bekeer julle na God toe. So om te bekeer beteken dat jy moet
totaal en al wegdraai van die sonde af en jouself draai na die Here toe. Jy moet ophou die sonde najaag en die Here begin najaag, maar dit is ook 'n totale verandering van wie jy is van binne. En 'n kerndeel daarvan, mens kan sê, een van die eerste tree wat jy moet neem om te bekeer, iets wat ons elke dag moet doen, is om ware berou te hê oor jou sonde. Is om werklik te besef wie jy is voor die Here. As dit nie vir sy liefde en sy genade was nie, as jy 'n verlore sondaar. En dan kan ons onsself afvra, wanneer laas het ons regtig ten diepste bedroef gewees oor ons sonde? Wanneer laas het ons regtig besef dat as dit nie vir die Here se liefde en genade was nie, was ons verlore? Wanneer laas was ons enigstens ernstig oor ons sonde? Dis baie maklik vir ons om heeltemal afgestomp te kan word teenoor ons sonde. Dat later dan sondig ons en ons voel niks nie. Of erger nog, ons voel goed daaroor. Maar deel van die pad wat 'n gelowige met die Here stap, is om al hoe meer en meer sensitief te word teenoor die sonde wat ons doen. Al hoe meer en meer ons sonde te besef, al hoe meer en meer daaroor hartseer te wees, bedroef te wees, maar tog, soos ons gaan sien, ons moet dit nooit vergeet nie, ons troos te vind en ons vrede te vind in ons Here Jesus Christus. En 'n wonderlike ding is dat ons in hierdie Psalm 51, 'n wonderlike voorbeeld het juis van hierdie, ons kan amper sê eerste tree van bekering, of een van die eerste tree van bekering wat mens neem. Ons sien hoe Dawid werklik berou het oor sy sonde, hoe hy werklik sy sonde voor die Here bely. Psalm 51 is ook baie spesiaal, omdat dit een van die baie min psalms is, waarvan ons die omstandighede waarin dit geskryf is ken, waarvan ons die konteks waarin dit geskryf is ken. Dis eintlik opvallend dat meeste psalms gee nie vir ons die konteks nie. En dis goed op 'n manier, want dan, omdat dit poesie is, kan ons dit toepas in ons konteks, in ons omstandighede. Maar ons weet presies in watter omstandighede Dawid Psalm 51 geskryf het. En daarom kan dit ook op 'n ander manier in ons harte tref. En kan ons op 'n ander manier daaruit leer. So ons lees in vers 2 dat Dawid het hierdie Psalm geskryf toe die profeet Nathan na hom toe gekom het nadat hy by Batseba ingegaan het. Nou, hierdie verwys baie duidelik na die sonde wat Dawid gedoen het, waarvan ons lees in 2 Samuel 11 en 12. Daar lees ons dat in 'n tyd van oorlog, toe al die ander konings met mekaar oorlog gemaak het, was Dawid nie besig om die voorste linies te beklei nie. Hy was nie daar in die oorlog betrokke nie, heel anders as sy jonger self. En daar is hy op sy paleis se dak en hy sien toe 'n vrou bad. Die vrou se naam was Batseba. En hy laat haar toe roep. En hulle slaap toe saam. Maar die vrou was getroud met 'n man met die naam Uria. En sy word toe swanger. En sy Dawid laat weet dat sy swanger geword het. Dawid probeer toe alles wat hy kan om hierdie sonde weg te steek. Hy laat Uria terugkom van die oorlog af, sodat hy by sy vrou kan slaap, dat hulle dalk kan dink dis sy kind. Maar Uria is te getrou. Hy kan nie sy mede soldate so die steek laat nie, en hy gaan slaap nie by sy vrou in sy huis nie. Hy slaap waar al die ander dienaars van die koning slaap, voor die tempel, voor die paleis, ekskuus. En Dawid besef toe die plan nie gewerk en nog 'n plan maak om hierdie sonde weg te steek. En hy gee toe opdrag aan sy bevelvoerder dat Uria in die voorste linies moet beklei. In 'n gevaarlike situasie moet beklei, dat hy kan doodgaan in die oorlog. So Dawid het egbreek gepleeg en hy het doelbewus iemand se dood bewerk. Mens kan sê hy het moord gepleeg. Dis die sonde wat Dawid gedoen het.
En na Hiram toe wel in die oorlog dood is, toe trou hy met sy weduwee, en toe sy nou swanger is met sy kind, steek hy nou al hierdie sondes weg wat hy gedoen het. En ons lees dan dat nadat die kind al gebore is, toe kom die profeet Nathan na Dawid toe. En hy konfronteer hom oor sy sonde. So ons moet net oplet dat die kind is klaar gebore, so dat 'n hele paar maande verbygegaan voordat Nathan na Dawid gekom het. Dawid het in hierdie sonde volhard vir 'n hele klompie maande, dalk selfs omtrent 'n jaar. En Nathan vertel toe vir Dawid 'n gelykenis van 'n ryk man wat 'n arme man se enigste geliefkoeste lammetjie vir homself neem. En Dawid is toe baie ontstel oor hierdie ongeregtigheid wat gepleeg is in hierdie gelykenis. En Nathan sê vir hom, jy is daai ryk man. Jy is die een wat daai sonde gepleeg het. Dawid word reguit gekonfronteer met sy sonde. En dis die omstandighede waarin hy hierdie psalm skryf. Nadat hy net aanhou volhard het in sy sonde, nadat hy nog sonde op nog sonde gepleeg het om dit weg te steek, word hy gekonfronteer en skryf hy hierdie wonderlike psalm. 'n Psalm van verootmoediging voor die Here, 'n psalm van hartseer oor jou sonde, 'n psalm van bekering. En ons moet daaruit leer. Nou, net iets wat ons moet leer uit Dawid se situasie uit, wat hy wat so lank volhard het in sy sonde, dit begin met lus, dit oorgegaan na egbreek, dit oorgegaan na moord. Hy moes net, dis 'n afwaartse spiraal waarin hy bly val het en hy bly volhard het in sy sonde. En dis gereeld hoe dit in ons lewens ook werk. As ons volhard in sonde, dan moet ons ander sondes rondom dit doen om dit weg te steek. Tot die dag dat ons dit bely. Tot die dag dat dit in die lig kom. Tot die dag dat genesing kan begin. En dis wat ons dan nou hierso sien. En Dawid roep heel eerste uit in vers 3, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Daar is waarskynlik nie 'n meer gepaste eerste uitroep wanneer jy voor die Here kom met jou sonde. Dawid sê nie hier, Here, ja, ek het gesondig, maar onthou, ek's net 'n man. Of Here, ja, ek het gesondig, maar onthou, dis maar wat konings doen. Konings is magtig, hulle vat ander man se vrouens. Dawid sê nie, maar ons kan dink aan die geval van Adam en Eva, waar Adam die Here blameer en Eva ander blameer, net heeltyd die blaam op ander plaas. Nee, Dawid besef sy skuld en sy sonde. Hy besef ons niks wat hy kan sê, ons niks wat hy kan doen om versagtende omstandighede te verdien nie. Hy maak nie staat op homself nie. Hy maak staat op die Here. Hy sê, Here, wees my genadig na u goedertierenheid. Hierdie woordjie goedertierenheid is eintlik 'n wonderlike woord. Dit kan anders vertaal word met troue liefde. In ander woorde, Here, wees my genadig omdat u liefde getrou is. Die Here is die een wat ons liefhet. Hy is die een wat getrou bly. Hy is die een wat ons genadig is. Dit is ons enigste hoop op genade en redding en verlossing. En dit is waarop ons staan. Wanneer ons voor die Here neerbuig, wanneer ons onsself voorop verootmoedig, doen ons dit nie met 'n gesindheid van ja, maar ek is eintlik okay, maar ek het nou 'n foutjie gemaak nie. Nee, ons is sondaar. En ons maak staat op die troue liefde. En Dawid verduidelik dan op 'n hele klompie maniere deur die loop van die psalm hoe hy die Here vra om hom skoon te was. Ons gaan eers na al hierdie maniere kyk. Dis hy herhaal, Here was my, maak my skoon op 'n hele klompie maniere, en elke manier wys ons iets nuuts, wys ons iets mooi. Dis 'n kerndeel van Joodse digkuns. Om jouself ding te sê, maar met verskillende woorde, sodat die ware betekenis daarvan diep kan uitkom.
Hy sê eers delg my oortredinge uit. Dit beteken vee dit uit. Wis dit uit, maak dit weg, dat dit nie meer bestaan nie. Dan sê hy, was my geheel en al van my ongeregtigheid in vers 4. Hierdie was my geheel en al, dit is eintlik net een woord in Hebreëus wat gewoonlik gebruik word om te beskryf hoe iemand klere skoon skrob. Was my heeltemal geheel en al, was my diep, skrob my skoon. En dan sê hy later, reinig my, ook in vers 4, reinig my van my sonde. Reinig my beteken, maak my weer ritueel skoon. As jy voor die Here wil kom, as jy in sy tempel wil kom, moes jy rein wees. En daarom sê hy, maak my ritueel skoon, dat ek voor U kan kom. Later in die Psalm, trek hy die beeld nog verder deur in vers 9 deur te sê, ontsondig my met hyssop. Hyssop is 'n bossie wat gereeld gebruik is in die reinheidsrituele van die Ou Testament as 'n kwassie, waarmee iets soos bloed aan iets anders gevee kan word. So hy sê, maak my heeltemal rein, dat ek voor U kan kom. Was my bitter as sneeu. Maar die diepte hiervan, broers en susters, sien ons in vers 12, waar Dawid vir die Here vra, skep vir my 'n rein hart. Gee opnuut in die binneste, vergeef my, gee dit opnuut in die binneste van my gees. Met ander woorde, die Here vergewe ons sonde, maar hy los ons nie net daar nie. Hy maak ons heeltemal nuut van binne af. Hy maak ons 'n nuwe mens. Wanneer ons sukkel om iemand te vergewe, dan is dit gedeeltelik want ons dink daai persoon gaan nie verander nie, hy gaan aanhou doen wat hy doen. Maar die Here vergewe ons en hy maak ons nuut. Deur die werking van die Heilige Gees maak hy ons skoon. Gee hy aan ons 'n nuwe hart. Dis wat die Here doen. Dis wat ons van hom moet vra. Dis 'n kerndeel van ons verootmoediging vir hom. As ons besef ons is vuil, ons besef hy is die enigste een wat ons kan skoonmaak, en ons vra hom om dit te doen. En Dawid het geweet dis wat die Here doen, in sy groot genade en sy groot liefde, maar hy het nie presies geweet hoe nie. En vandag weet ons hoe. Hy doen dit deur ons Here Jesus Christus. Dis sy bloed wat ons skoon was. Ons lees in die apostel Johannes se eerste brief aan die gemeentes, in hoofstuk 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ons het die voorreg gehad om vroeër hierdie jaar te kom kyk na Psalm 103, waar ons gelees het dat hy ons sonde so ver verwyder van ons, soos wat die ooste verwyder is van die weste. Hy maak ons heeltemal skoon. Maar hy doen dit wanneer ons voor hom kom met 'n diepe besef van ons sonde. Die Heilige Gees werk in ons harte en wys vir ons wie ons werklik is. Dat ons voor die Here kom, ons sondes bely en die soetheid en die wonder van sy verlossing ervaar. 'n vers wat dit so verskriklik treffend stel, is vers 10, waar Dawid sê, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat U verbrysel het. My bene, my binneste, het U gebreek. U het my sonde gewys, maar hierdie gebreekte bene juig voor U in vreugde. Juig voor U in vreugde. Broers en susters, vanoggend se woordverkondiging is swaar.
Maar ons moet nie hiervan wegstap en dink dat die boodskap van vanoggend is dat ons moet heeltyd net bedroef wees en hartseer wees en swaar gesigte rondloop. Dis juist die teenoorgestelde. Ja, ons moet die gepaste hartseer en droefheid hê oor ons sonde. Ons moet gebreek wees. Maar dit lei daartoe dat ons die waarde van ons redding besef en dat ons weer juig voor die Here. Dat ons hom loof en prys en dat ons hom groot maak. En dit is eintlik regtig baie besonder dat in hierdie psalm oor ernstige, diep sonde besef, 'n diep persoonlike worsteling met sonde en bekering, stop Dawid nie net by homself nie. Bekering gaan altyd oor dat jy lewe na buite. Dis 'n hartsverandering van binne wat 'n effek het na buite. Hy sê, laat ek u eer, maar in vers 15 sê hy, ek wil die oortreders u weerleer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Dawid vra vir die Here, maak my hartseer oor my sonde, bring my tot 'n diepe besef van my sonde, laat my werklik bekeer, sodat ek ander kan leer van u, sodat ek ander kan bring tot bekering. Wanneer jy werklik bekeer het, wanneer jy werklik besef, jy is 'n verloste en geredde sondaar, dan wil jy daai selfde verlossing aan ander sondaars gaan bedien. Dis die oproep wat ons elkeen het. Juist in hierdie psalm, die laaste 2 verse is 'n gebed vir Jerusalem. Dis vir die volk van die Here. Mag U die volk weer sterk maak. Mag U hulle lei om reg vir U te offer. Ons moet die weer van die Here aan ander bekend maak en vir die volk van die Here bid, vir sy mense bid. En dit bring ons dan op by die laaste praktiese toepassing. En dit vind ons in ons fokusverse, waar Dawid in vers 18 en 19 sê dat wanneer jy gesondig het, moet jou reaksie nie wees om meganies net te begin dinge doen om jou gebede te sis nie. Hy praat spesifiek hier van die offers wat die volk van die Ou Testament moes bring. So in die Ou Testament as hulle sonde gepleeg het, moes hulle offers gaan doen net vir daai sonde. Maar Dawid weet dat hierdie fisiese eksterne dinge wat jy doen beteken niks as jou hart nie op die regte plek is nie. Hy sê in vers 17, vers 18 eerder, want U het geen lus in 'n slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In 'n brandoffer het U geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees en 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. So wanneer ons sonde gedoen het, dan is ons geneig om te dink, okay, ek moet net 'n bietjie Bybel lees, dan sal dit okay wees. Of ek moet net 'n goeie ander goeie daad doen, anders doen, dan sal dit okay wees. Ek moet al die eksterne goed doen om my gebede te sis, dan sal dit okay wees. Maar dis nie waar dit gaan nie. Al daai dinge is goeie dinge en is wonderlike dinge en jy moet dit doen, maar jou hart moet reg wees. Die Here soek nie eksterne dade nie. Hy soek 'n hart wat werklik besef. Hy soek 'n hart wat werklik gebroken is en verslae is. 'n Hart wat besef hoe afhanklik ons is van die Here. Die heel eerste saligspreek in Matteus 5, die bergpreek van ons Here Jesus Christus is: salig is die wat arm is van gees, want hulle behoort die koninkryk van die Here. 'n Verslae hart en 'n gebroke gees. Arm van gees beteken dat jy besef hoe afhanklik jy is van die Here. En dis wat die Here wil hê. En dit sal hy nooit verag nie. Dit sal hy aanvaar. Dis die eerste, een van die eerste stappies tot bekeer. So broers en susters, ons lewe in hierdie samelewing wat dink dat jy mag nooit hartseer wees oor enigiets nie. Alles moet net goed wees, alles moet net lekker wees, alles is eintlik okay, jy's okay, alles is okay.
Baie keer is dit nodig om jouself so op te kikker. Maar ons moet besef, dis nie altyd gesond. Dis nie waar, dis nie Bybels. Die Bybel leer ons moet hartseer wees op ons sonde. Ons moet onsself verootmoedig vir die Here. En dan besef ons die wonder van ons verlossing. Wanneer ons bene gebreek is, dan roep hulle uit van vreugde. Amen. Ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en prys U groot en heilige naam vir U redding en U verlossing. Dat U ons sondes heeltemal skoon was, dat ons witter is as sneeu, dat U dit van ons verwyder, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste. En mag ons werklik daarin groot troos en groot vreugde vind. Mag ons besef dat ons is verloste sondaars. Mag ons daarom hierdie verlossing aan ander sondaars verkondig. Mag ons altyd juig en sing en jubel oor U geregtigheid, oor die genade, oor die liefde. Skenk aan ons oor ons sonde 'n gebroke hart en 'n verslae gees, dat ons dit tot U offer. En dit sal U nooit verag nie. Ons bid ook in besonder nou vir mekaar, soos wat Dawid aan die einde hier bid vir U volk, bid ons ook nou vir mekaar. U ken ons elkeen se worsteling, se stryd. En U weet wat die beste vir ons is. En ons vra dat U ons deur alles wat ons deurgaan sal dra. Ons bid ook in besonder vir Jumarie en haar familie en haar gesin, waar sy onlangs aangeval is. Maar ons is dankbaar dat sy mooi herstel en DV vandag ontslaan kan word. Mag U ook hulle elkeen vertroos, en haar vertroos, en weet dat U is die een wat ons beskerm. En U is die een wat genesing bring. En mag hulle rus in U vind. Ons bid ook vir ons gemeente in besonder, waar ons hierna as kerkraad, maar met insaag van die gemeente DV besluite gaan neem oor wie ons as predikant wil beroep. Mag U met ons gemeente wees. Mag ons altyd weet dat U is die een wat vir ons sorg, U is die een wat roep en stuur. Mag U deur die Heilige Gees ons lei om die regte besluite op te neem. Ons bid al hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Daar is dan 'n geleentheid vir die liefdegawes. Dan ons saam aansing.
gaan nou saam sing as reaksie op die woord van die Here. Dis Psalm wat deur baie Bybelverklaarders geag word as die opvolgpsalm tot Psalm 51. Psalm 32, waar ons juist sing oor die wonder daarvan dat die Here ons sondes vergewe. Sing saam Psalm 32, vers 1 en vers 3, as 'n reaksie op die woord van die Here. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.